Hallo julle, Jaap hier. Ek het hierdie video al gedoen in Engels. En ek gaan van daardie verse nou weer behandel in Afrikaans. Die video gaan oor waar gaan Gog, Magog se leier sterf. In die Bybel sê vir ons waar dit gaan gebeur, waar gaan hy doodgaan. Of het Putin is, wie Putin gaan opvolg, ek weet nie. Miskien is dit Putin self, miskien is dit sy opvolger, maar dit kan net daardie leier wees of verskillende leiers wees ook van die verskillende nasies wat op hierdie plek gaan sterf. So ek gaan vir julle wys waar gaan hulle sterf op Google Earth. En ek wil ook 'n paar verse weer noem van die draak, seedraak, waar die Bybel van praat en ek het sy naam gekry. En ek het vermoed dat dit is die naam van die draak. Maar my dogter het vir my 'n vers gegee wat bevestiging is dat dit is 'n seedraak, Leviathan. Julle het mos al van hom gehoor, Job 41. So ek gaan daarna ook kyk. Ek wil net gaan kyk of ek Google Earth oop het, wat nie vir my so lyk nie. So ek wil oor daardie twee goed praat. Ek gaan eers net die verse deurgaan van die seedraak en vir julle wys sy naam en 'n bietjie meer inligting oor hom, wat die Bybel dan van hom gee, wat vir my interessant was, dinge wat ek nie oorspronklik geweet het nie, wat ek nou gesien het. En ja, ek weet julle klaar oor, ag nee, dis die balaarde, is Google Earth images. Jy kry nie hierdie images op 'n plat aarde nie, mense. Jy kry nie dit op Google Earth. Ek kan wel 'n plat aarde kaart gebruik en vir julle probeer aandui naby waar is hierdie kop. Want dis wat ek al reeds gedoen het in 'n vorige video ook. Of julle kan dit self doen. Julle kan hierdie idee self doen. Kyk julle kaart, flat earth kaart, en plaas julle die kop net hier onder Suid-Amerika. En dan het julle dit ook self gedoen. Dan kan julle self kyk ook daarna. Dus kyk gou hierso, dit in rooi is in Afrikaans. Psalm 104 vers 25-26. Daar is die see groot en alkante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die Leviathan wat u geformeer het om daarin te speel. En ons sien dat Leviathan is 'n seedraak. Ek sê draak want julle gaan nou sien die ander verse wat ek gee wys duidelik. Dit is 'n draak. So Leviathan is in die see. En dit was vir my interessant, want ek het die seedraak gekry, maar ek was nie seker of sy naam Leviathan is nie, maar het lyk my hy is. Kom ons kyk, ja, Jesaja 27 vers 1. In die dag sal Jahoua met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Kom ek gou lees van Engels. In that day Yahweh will see sword and great and strong sword shall punish Leviathan the piercing serpent and Leviathan the crooked serpent and shall slay the dragon that is in the sea. Die idee wat ek hier kry is dat hierdie drie goeters praat van een draak. Dis nie drie drake nie. Het praat van die see serpent Leviathan. En ek gaan julle nou hier so wys ook, hy het meer as een kop volgens die Bybel. En ek dink dis dalk waarna hierdie verwys, die piercing serpent en die crooked serpent, is dalk verwys dat hy meer as een kop ook, maar of miskien nie. Miskien is dit drie verskillende drake, maar dit lyk vir my of het praat van dieselfde draak. En Job 26:13. Deur sy asem word die hemel helder, sy hand het die vinnige slang deurboor. Kan sê in Engels, by his spirit he have garnished the heavens, his hand have formed the crooked serpent. So hierdie crooked serpent
Het is vir my beter in Engels oor die algemeen, maar dit is meer duidelik. Maar hierdie crooked serpent duidelik verwys na Leviathan, glo ek, want hier word weer eens verwys na even Leviathan, that crooked serpent. Jesaja 27 vers 1 sê die crooked serpent is Leviathan. En hier sê dat Yahuwah het die crooked serpent gevorm. En hoekom dit gereeld genoem word ook in die Bybel is, dit is die grootste wese of dier wat Yahuwah gemaak het. Ek sal dan vir julle ook wys, die vers wat dit sê. Dit is die grootste dier wat Yahuwah gemaak het op aarde. Leviathan. Psalm 74 vers 14. U het die koppe van die Leviathan verbrysel. Sien julle uit meer as een kop. U het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir 'n woestyndiere. Thou breakest the heads of Leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. So, lyk my mens kan hierdie goed eet, of hy dit vir non-Israelites gegee seker, want ek dink, Leviathan is 'n reptiel. So, dan kan jy mens maar sê reptiele eet, nie? As jy Israeliet is. Kom ons kyk Job 41. En ek gaan nie die eerste vers hier so van in Afrikaans om vir julle te wys, dat ek gaan dit in Engels vir julle lees, want die Afrikaans gebruik die verkeerde woorde, of verwys na die verkeerde diere. En vir interessantheid, Job 40 en 41 is die rede hoekom ek wegbeweeg het van my Afrikaanse Bybel af oorspronklik. En ek het besef dat hulle het heeltemal die kat in die stert beet met baie goeters, soos hierdie spesifieke Job 41. En as jy die Engels lees, maak dit baie meer sin. En van toe af het ek maar bly fokus op die Engels, wat vir my ek gevind het is, jy kry ouer Bybels van dit, soos in die 1600 Bybels. En wat ek maar gewoonlik lees is die New King James Version of die King James Version, en dan ook die Geneva. Maar kom ek wys julle hoekom ek nie hou van hierdie Afrikaans in Job 41 nie. Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek en met 'n tou sy tong afdruk? Ja, ek het daar 'n laugh out loud geskryf, want hy praat nie van 'n krokodil nie. Hierdie praat van Leviathan mense, die see serpent, die see draak. Praat nie van 'n krokodil nie. Hulle kan mos nie enige dier net daar insit en sê dis nou 'n krokodil nie. Kom ek lees vir julle hierso in Engels en dan besef julle self dat hierdie duidelik nie praat van 'n krokodil nie. Can you draw out Leviathan with a hook, or snare his tongue with a line, which you lower? Duidelik is verwys na visvang, so dit is iets wat in die see is. Hierdie Leviathan is in die see, wat jy moet vang met soos 'n visstok, byvoorbeeld. Can you put a reed through his nose, or pierce his jaw with a hook? Will he make many supplications to you? Will he speak softly to you? Will he make a covenant with you? Will you take him as a servant forever? Will you play with him as with a bird? Or will you leash him for your maidens? Will your companions make a banquet of him? Will they apportion him among the merchants? Can you fill his skin with harpoons, or his head with fishing spears? Weer eens mense iets wat in die see is, want hulle moet fishing spears of visstokke, wat ook al gebruik, sê Yahweh. So, dis maar net 'n verwysing dat hierdie ding is in die see. Nie dat hulle dit kan gebruik om hom te vang, want hy is die grootste dier wat Yahweh ooit gemaak het. Lay your hand on him, remember the battle, never do it again. Indeed, any hope of overcoming him is false. Shall one not be overwhelmed at the sight of him? En hierdie vertaling in Engels is prostrate oneself when you see him. Ja, jy gaan val omkap van, soos uitpaas. Jy gaan voor hom neerval, jou bene gaan net lam word, want hy is so massief groot en scary. Vers 18, his sneezings flash forth light. Nou mense, as jy krokodil nie so wat, of sy mond oopmaak, kom daar vlamme uit sy mond uit, kom maar sparks uit sy mond uit. And his eyes are like the eyelids of the morning.
So dit gloei rooi-geel, sy oë. Nou het krokodille rooi-geel oë. Out of his mouth go burning lights. Weereens, is 'n draak. Daar kom vuur uit sy mond. Sparks of fire shoot out. Mense, dis vuur uit sy mond. Kom maar vuur uit krokodille se monde. Het jy al ooit 'n krokodil gesien wat vuur spoeg? Nou ja, dis hoekom ek het opgehou met die Afrikaans, oorgegaan na Engels toe. Smoke goes out of his nostrils. Onthou julle daai prentjies wat ek julle gewys het van die satelliete van daardie draak onder Suid-Amerika, waar die rook uit sy neusgate uitkom, uit daai 7 kamstige eilande, wat so in 'n half maan lê, wat eintlik sy neusgate is, wat net uitsteek bo die water. As from a boiling pot and burning rushes, his breath kindles coals, and a flame goes out of his mouth. Sea dragon. Duidelik mense, baie duidelik. Dit is nie 'n krokodil hierdie nie. And when he raises himself up, the mighty are afraid. Because of his crashings, they are besides themselves. Skryf ek hier, all will be afraid when he makes his appearance. En hierdie crashings is soos dat hy beweeg. Hy is so massief. As hy beweeg, veroorsaak dit tsunamies en allerhande probleme. En dis hoekom die mense hande in die hare sit as daardie ding begin beweeg. On earth there is nothing like him. Sien julle, hy is die grootste wat Jahwe gemaak het. En ons weet, Jahwe het baie groot diere gemaak, wat meeste van hulle het nou al uitgesterf. Which is made without fear. Dit beteken, he is made without fear. He has no fear. He beholds every high thing. En ek skryf hier so, he beholds everything from on high. He is very large. So hy is verskriklik groot, hy kyk af na alles, as hy opstaan uit die water, kyk hy af op alles, want hy is so groot. He is king over all the children of pride. En as jy in die translation gaan kyk daarso, vertaling, he is greatest of all the wild beasts created. Dis wat daar eintlik staan. Hierdie, he is king over all the children of pride. As jy die Grieks, die Hebreëse woorde gaan kyk, dat beteken dat he is the greatest of all wild beasts created. Ek gaan nie die 2 stra's weer deurgaan nie. Ek het in 'n vorige video dit deurgegaan, het praat ook van daardie draak. Ja, so en dan, soos julle kan sien, dit is duidelik 'n seedraak, Leviathan. Dis die een wat ek vir julle gewys het, dink ek. Ek dink dit is hy. Waar is daardie ding? Ek dink dit is Leviathan wat daar lê en wag. En so daardie vers is nog nie vervul wat jou hom doodgemaak het nie. Dit moet nog gebeur. En dit gaan eers gebeur, dink ek, na die tweede Exodus, na die Gog-Magog oorlog, wanneer hy deel gaan uitmaak van die vernietiging van daardie lande wat Suid-Afrika en die onderdeel van Afrika gaan omsingel. Hy gaan deel hê daaraan, glo ek, en Jahwe gaan hom gebruik, Joshua gaan hom gebruik, om ook hierdie nasies te incinerate, te verbrand. Nou Joshua kan self vuur uit sy mond laat gaan, soos die Bybel dit laat klink, of dit kan albei wees, dit kan ons die draak wees en Joshua. Ek dink dis hoekom hierdie ding hier so leef, en dis die rede hoekom hy is. Soos 2 Esdras 13 sê, hy lê al daar vir baie generasies. Hy lê daar vir 'n doel, mense. Hy het 'n purpose. Alles in die lewe het 'n doel. Jahwe het hierdie draak gemaak vir 'n doel. Die doel is Gog en Magog oorlog, om hulle te verbrand. Dis sy doel. Dis al hoekom hy hier lê. Hoekom anders gaan Jahwe hom hier laat lê, stil lê vir duisende jare, 3000 jare. Nie net eers 1000 nie. Jy kan dink nou, hoe kry kos of so, dalk lê hy met sy mond oop en die goed swem in sy mond in. Ek weet nie. Maar ek weet nie hoe werk dit nie. Jahwe het hierdie goed beplan. Mens kom het maar net agter en deel het, soos mense dit ontvang. En net Jahwe weet. En ja, ek wil nog 'n prentjie gewys het, die Job 40, wat praat van Behemoth.
En weet julle wat noem Job, die Afrikaanse Bybel in Job 40, wat sê hy? Hy sê dis 'n seekoei. Job 40 sê hy dis 'n seekoei. Job 40 praat van iets soos hierdie Brontosaurus of whatever hulle dit genoem het daardie tyd. Adam het hom seker 'n ander naam gegee. Dis nie dinosaurus nie mense, dit is maar net van die diere wat Jahwe gemaak het in die begin. Hierdie goed is nie miljoene jare oud nie. Daar is stories van in die Kongo het hulle van dit gekry, of die mense daarso het hulle vertel van hierdie diere en toe hulle die prentjies wys, toe sê hulle ja, dis hierdie goed. So in die Kongo was daar nog van hierdie goed redelik onlangs. En die naam wat die swartes hulle daar gegee het vir hierdie ding is, dis nou in hulle taal, maar dit beteken die ding wat die rivier stop. As hy gaan lê in die rivier, dan stop die rivier. Dis soos 'n dam. So groot hy is. En dan, as jy lees in, ek sê nie lees om die Afrikaans Bybel hier oop te maak, tog hy is oop. Maar hy sê in Job 40 dat onder andere die ding het 'n stert soos 'n sederboom. Nou sê vir my, het 'n seekoei 'n stert soos 'n sederboom? Natuurlik nie, hy is so kort stertjie. Hy praat van 'n dier soos hierdie wat so massiewe stert het, wat so dik is soos 'n boom. Dis waarvan die Bybel praat mense, Behemoth is 'n massiewe dier. Jahwe praat daar van twee massiewe diere wat hy gemaak het, om Job te impress, om vir Job te wys hoe almagtig hy is. Die see-draak en die Behemoth. Die Brontosaurus. Dit is waarna Jahwe verwys het. Nie 'n seekoei en 'n krokodil nie. In elk geval, kom ons kyk gou. Ek wil julle gewys het waar gaan hulle doodgaan binnekort. Hierdie Gog Magog nasies wat saam gaan staan. Natuurlik vir dit om plaas te vind moet Putin en sy alliansies en sy pelle en hulle almal moet nou gaan saam staan teen die westerse lande, al die Israel nasies en hulle vernietig. Nie heeltemal vernietig nie, maar hulle oorwin. Van hulle gaan oorgee, soos 'n profesie wys dat Frankryk gaan net oorgee. Maar hulle gaan Amerika heeltemal vernietig. En hulle in slawerny wegvoer. En hulle gaan Nieu-Seeland mense meestal doodmaak. Australië weet ek nie. Maar hulle gaan hulle almal kafdraf. En dit is hoe dit moet gebeur. Lucifer gebruik Gog en Magog om die nasies bymekaar te maak, né? Om hulle bymekaar te maak om die kamp van die gelowiges te omsingel. Alleenlik hoe dit kan gebeur is as hy hierdie ander nasies oorwin. Anders gaan hy mos nie hulle bymekaar kan maak nie. En so dis wat nou in die pipeline is, dis nou wat eerste kom. En na Oekraïne gaan Rusland en die ander nasies saam met hom gaan dan Europa oorvat. En dan Engeland vernietig. Hulle gaan dan laaste vir Amerika aanval. Terwyl hulle Europa doen, dan gaan China en 'n paar ander dalk Australië en Nieu-Seeland uithaal. En dan laaste gaan hulle Amerika uithaal. Soos ander profesie gesê het, hulle wag vir Amerika se siviele oorlog. Hulle wag dat daardie mense mekaar begin uithaal daarso. En dit moet mos nou eers gebeur. Hierdie Charlie Kirk en al hierdie ander goedjies wat so gebeur daarso. Hulle is besig om daardie vuur aan te hits teen daai mense teen mekaar, die twee groepe teen mekaar. Dis mos wat die Democrats en die Conservatives, die twee groepe. En dit gaan uitloop op 'n siviele oorlog. So dis waarvoor hulle wag en dit gaan hulle verswak. En dan gaan hulle daarna Amerika aanval. Kom ons kyk gou hierso, waar gaan hierdie Gog Magog leiers doodgaan? Esegiel 39. And I will turn you around and lead you on, bringing you up from the far north, and bring you against the mountains of Israel. Then I will knock the bow out of your left hand, and cause the arrows to fall out of your right hand. You shall fall upon the mountains of Israel, you and all your troops and the peoples who are with you. I will give you to the birds of prey,
of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Toe by die berge van Israel gaan dit gebeur. Ek gaan julle nou wys waar is Israel se berge. Esegiel 38:13 het ek al vir julle gelees. Saba, Dedan and merchants of Tarsus, and all these young lions will say to you. Nou waar kry mens oor die algemeen leeu's, mense? In Afrika. Die mense wat wil sê, hulle gaan by mekaar kom in die Noordpool. Daar's nie leeu's in die Noordpool nie. Hierdie vers sê, Israel gaan by mekaar kom by waar leeu's is. Nou sal leeu's in die Noordpool. Nee, daar is nie. Young lions will say to you, have you come to take plunder? Have you gathered your armies to take booty? To carry away silver and gold, to take away livestock and goods, to take great plunder? Nou, ek het vorige video vir julle gewys, waar Saba, Dedan en Tarsus. Tarsus is Mozambique, kus. Zimbabwe is Saba, is Ophir, dis waar Saba was, sy daar gebly. En Dedan is ook in dieselfde area, en dit is tot in noord deel van Suid-Afrika ook, Saba se gebied. So dis die deel van Suid-Afrika, Zimbabwe en Mozambique wat hierso praat. So ons weet daardie areas word ingesluit waar die oorlog gaan plaasvind. Ek ons gaan gou na Google Earth. Ja, hierso daar's Tarsus, Ophir. Hier is Queen Saba se paleis wat ek al gemerk het. Wel, een ou het dit al gevind, hy sê dis die paleis. Dis nou 'n vervalle plek daar. En dan, dis blijkbaar wat Salomo vir haar gebou het. So, Ophir, Tarsus, Ophir het die goud aan Tarsus verkoop en hulle het dit verkoop aan die mense wat ook gekom het met die bote. Soos ek sê, dit is tot en met Sabie rivier. Nou die Sabie is mos bo in Suid-Afrika, sover ek weet. En ek het ook in die comments gehoor dat in Zambia is daar ook 'n Sabie rivier. Dis interessant, hè? Daar albei kante is daar eintlik 'n Sabie. Hierso bo is ook 'n Sabie. So Saba daar en 'n Saba hier. En kom ons kyk gou. Berge. Die laagste berg wat ek gevind het in Afrika. Ek het die Bybel gevat en gekyk wat sê die Bybel van 'n berg en dan gaan kyk of ek die berg kan kry. Dit is nogal 'n storie. Dit is nie so maklik altyd om so iets te kry nie. Hier sê Brandberg. Hier is Karmel, Berg Karmel, hier so in Noord-Namibië. Hier kan julle sien die swart kool op die berg. Dis waar Jahoua vuur uit die hemel gestuur het om die altaar te verbrand van Elia voor die Baal-profete om te wys dat Jahoua is die enigste Elohim, dat Baal aanbid afgode en wat nie bestaan nie, of afgode wat hulle niks kan help of enigiets vir hulle doen nie. En Jahoua het gewys wie is baas op hierdie berg. En dan kom die berg se naam Brandberg is, van daai swart kool op die berg. En dit is nogal amazing, daardie bewys, né, dat dit is Berg Karmel. Hierdie swart kool wys dit is. En dan sê die Bybel ook, hy is nie ver van die see af nie. En as jy kyk hierso, hy is so 60 km van die see af. 'n halfuur se ry. Also so 67 km naby die see. Hy die swart kool op, dis Berg Karmel in Noord-Namibië. En so wys tot hoe ver het Israel afbeweeg vir my van hulle oorspronklike gebied af. Nou, Juda was meer hierbo natuurlik. En Berg Sion is op die ewenaar, soos die Bybel sê. David sê dit. In the middle of the earth. Zion, Mount Zion, which is in the middle of the earth. Nou, in daardie tyd, as hulle praat van die middel, praat hulle het ook geglo natuurlik in die plat aarde, so dan praat hulle van die lyn waar die noorde en die suidelike halfrond skei, of nie halfrond nie, waar die noorde en die suide skei, die equinox,
Dis die middel van die aarde. Net soos wat jou naaltjie in die middel van jou lyf is eintlik. So het hulle dit ook gesien as die ekwator as die middel van die aarde. Natuurlik kan mense sê, okay, die middelpunt is die middel van die aarde, maar het lyk my dat die ekstra Bybelse boek in die Bybel self verwys altyd na die equinox as die middel van die aarde. En so, waar gaat hulle doodgaan? Ek gaan hierdie grid lines aansit. View. So daar is die ewenaar die geellyn. Nou hier is 2 berge op die geellyn van Israel. Die een is Hermon, waar die engele afgekom het op wat ook genoem word Sion of Sirion. So, ek weet, Sirion ook. Daar is Mount Hermon hierso, is berg Kenia hierso. Dus berg Sion of Hermon. En dan berg Zion is hierso, daar sit hy. So dit is die 2 plekke, die 2 hoofberge. Nog 'n hoofberg eintlik is berg Hor hierso. Dis die noordelike grens van Israel gewees volgens Numeri 34. Hulle noordelike grens was berg Hor. Dit is ook waar Aaron begrawe was. Hy is dood en toe het hulle hom begrawe op hierdie berg. By berg Hor. En dis die noordelike grens. So ondertoe is Israel se gebied gewees. En so dit is basically waar hierdie leiers gaan doodgaan mense, of leier, miskien 1 leier, miskien 'n paar. En ek vermoed dat hulle praat van hierdie spesifiek berg Sion, of in Engels maar sal ek sê berg Zion. Spesifiek hierdie berg. Hulle gaan tot hierso kom met hulle weermag. Wat ek het nogal gewonder oor die mense kan nou dink, okay, hulle omsingel deur die oos, wes en suid kus met hulle skepe en wat ook al. Maar waar noord gaan hulle bymekaar kom en aanval? Waar gaan dit begin? En noord is 'n omsingeling, lyk my, is die ewenaar. Wat interessant is natuurlik, soos wat Siener van Rensburg gesê het, van ons vat tot by die ewenaar. Nou maak dit nogal sin dan, hè? Doen dit nie? En die rede, en dit is ook waar Israel se berge is. So dit is waar hulle gaan doodgaan, daar by die ewenaar. Hulle gaan nie inkom nie. Natuurlik as Jahoua nie ons gaan help nie, of die wit Israel nasie gaan help nie, dan gaan hulle ons vernietig daardie tyd, maar dit gaan nie gebeur nie, want Jahoua gaan ons ingryp. Yahushua gaan ons ingryp. Hy gaan hulle ons vernietig, en ek dink hy gaan daardie draak gebruik om hom te help. Amazing, hoe die goed 100% inpas by wat ons eie profeet gesê het, mense. Die rede hoekom hy gesê het ons vat tot by die ewenaar is, dit is waar Kanaan is. Kanaan is hier by die ewenaar. Hierdie woestyngebied hierbo is nie Kanaan nie, hy voldoen nie aan die vereistes nie. Ek het in my ander video genoem dat Dawid sê, Jerusalem word omring deur berge en hy sit op 'n berg. Nou hoe is dit moontlik? Hierso in Lebanon. Sit Jerusalem op 'n berg daar. Nee, hy sit op 'n bultjie, hy sit op so 'n heuweltjie en hy word beslis nie omring deur berge nie. Nou Dawid sê Jerusalem word omring deur berge. Nou wat het jy hierso by Rwenzori hierso? Hy het 7 berge, bo op 1 berg. Dis hoe groot hy is. Hy het 7 berge op 1 berg. En ga hierdie grid lines weer afhaal. En dan maak hy die berg is 126 kilometer lang. Hierdie berg is 126 kilometer lang, so 60 kilometer wyd, en hy het 7 berge bo op die berg. En dit is waarvan Openbaring 17 byvoorbeeld praat van, hy sê, Jerusalem sit op 7 heuwels, op 7 pieke. Nou dit verwys na hierdie 7 pieke van Rwenzori. Hy het 7 pieke, as julle nie geweet het nie.
Mense het altyd gedink oor dit praat van Rome en so, want hulle sit op 7 heuwels. Nee mense, dis nie waarvan dit praat nie. As jy Openbaring reg verstaan, weet jy van wie hy praat. Hy praat daar van Israel se tempel en Jerusalem self, wat sit op 7 pieke. En dan sê Dawid ook, is in die middel van die aarde, wat beteken is op die ewenaar, dat die Jerusalem lê aan die noorde kant van die berg, in the northern parts of the mountain, staan ook in die Bybel, so dit is hier bo langs. Ek het al gaan kyk en jy kan niks sien nie, want van toentertyd af het hulle die noordelike deel van die berg geblok met wolke as jy ingaan. En nou blok hulle meer, 'n groter deel van die berg. Jy sien hierso waar hierdie wolk massa hierso lê by Mount Casey, hier is een van die pieke. Ek vermoed Jerusalem lê in hierdie area. Want van toentertyd af was hierdie area onder wolk en die res nie. Maar nou as jy inzoom, is daar meer areas wat so onder die wolk verdwyn. Maar dis my vermoede, in die Bybel sê ook, lyk my dat hy lê aan die noorde kant van die berg. Mens sal nogal dink, hoekom hy so iets sal sê as die berg 126 km lank is. Dat hy sal sê watter kant lê die stad. En ja, Deuteronomium 11 wat sê, daar moet 'n sekere hoeveelheid reënval wees vir daardie plek om te kwalifiseer as Kanaan. En ongelukkig, daardie fake plek by Palestina voldien nie, hy kry te min reën. Die Bybel sê, Berg Sion word omring deur 'n woud, mense. En die mense gaan in die woud bly om die berg in die toekoms, na die tweede Exodus. Nou ja, is daar woude, daar bo in Palestina om Jerusalem, is daar woude, waar die mense gaan bly? Dit is nie die plek nie, mense. Die Bybel wys vir ons, dis nie die plek nie. In elk geval, dis wat ek wou te praat het oor. So nou weet ons waar hulle gaan doodgaan, hier by die ewenaar, gaan die leiers doodgaan van Gog en Magog. En daardie draak in die see is Leviathan of Leviathan. So met 2 antwoorde gekry. Geniet julle dag verder. Totsiens.